draws me to your deep, deep love. Goed, goeiemôre aan elkeen van julle. Op hierdie eintlik ek gedog dit is 'n koel oggend toe ek opstaan, maar toe ek buite kom en so 'n bietjie aan die gang kom, toe sien ek nee wat, dis nog net so warm soos maar altyd. Baie welkom aan julle wat by ons ingeskakel is en later gaan inskakel wanneer julle na die diens gaan luister. Die lidmate van Noordgemeente wat vanoggend hier is, van Windhoek gemeente, van Oos en ook van die ander gemeentes wat hier is, baie welkom vanoggend. Mag ons werklik deur die woord van die Here bemoedig en versterk word ook in hierdie oggend. En ja, ons in die ring is daar 'n paar goed wat hierdie jaar gaan gebeur waarna ons uitsien. As ons dink aan die Mist gemeente wat vir Tronet de Jong beroep het, en sy sal nou in Maart maand sal sy bevestig word. En dan ook, weet ons, Oos is in die proses om te beroep. En ja, en dan is Moedergemeente ook ergens moet hulle in hierdie jaar besluit neem oor die pad vorentoe. So laat ons werklik in ons gebede voorbinding daarvoor doen, want dit raak eintlik ons hele dorp. Die persone wat uiteindelik ook hierna toe kom en daar in die verskillende gemeentes sal bedien. Kom ons dink werklik in ons voorbinding daaraan. En ek gaan ook vra dat ons nou 'n geleentheid van stil gebed gaan gebruik om juis daarvoor voorbereiding te doen en dan natuurlik ook wil ek vra dat ons ernstig sal bid vir reën. Is werklik ontsettend droog. Ons het dit nodig. Ons weet die Here het vir ons mooi reën in Desember maand gegee, maar ons weet hoeveel ons regtig nodig het. So kom ons hou dit aan die voete van die Here. En dan wil ek maar net daar dui ook dat vanaf volgende Sondag het elke gemeente weer hulle eie dienste in hulle eie gemeente soos normaal. Hierdie is die laaste gedurende hierdie vakansietyd waar ons so gesamentlike diens hou. En dan vir diegene wat nou nie van Noord is nie, wil ek net daarop wys dat daar word nie bankkollekte en deurkollekte opgeneem tydens die diens nie, maar daar is in die ingangsportaal is daar 2 kuste of wat jy dit sal noem, dankofferkuste waarin die dank op bankkollekte en die deurkollekte geplaas kan word. So as jy dit nog nie gedoen het nie of nie geweet het nie, kan jy na die tyd dit ook daar in plaas. So kom ons word stil in gebed en ons dink veral aan ons ring in die gemeentes wat in die proses is van beroep en wat nog gaan beroep, dat die Here werklik deur sy gees die regte persone hier na die dorp sal stuur om hier ook te gebruik in ons almal se belang en dan veral ook vir reën. Ek gee 'n oomblik vir stil gebed voordat ons die fotum en die seëngroet sal na luister en dan ook gaan ons 3 liedere tot lof van die Here ook saam sing wat die groep ook vir ons sal begelei. So kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Ons God is getrou en regverdig en genadig. En hy beloof om oral en altyd by ons te wees. Daarom groet ek julle in sy naam met die woorde genade en vrede vir julle, my kinders. Ons gaan nou die liedere sing wat die groep vir ons ook sal begelei.
triomfeer. Dit is hy wat alle vyande oorwin. Ons sing, want ons wil triomfeer. Hy is Heer. Deur die Here sal ons triomfeer. Dit is hy wat alle vyande oorwin. Ons sing, want ons wil triomfeer. Hy is Heer. Hy lei ons op sy seëgetog, verbale vestings neer. Sy woord verslaan ons vyande. Ons hoef dan niks te vrees, want deur die Here sal ons triomfeer. Dit is hy wat alle vyande oorwin. Ons sing, want ons wil triomfeer. Hy is Heer. Hy lei ons op sy seëgetog, verbale vestings neer. Sy woord verslaan ons vyande. Ons hoef dan niks te vrees, want deur die Here sal ons triomfeer. Dit is hy wat alle vyande oorwin. Ons sing, want ons wil triomfeer. Hy is Heer. Hy is Heer. Hy is Heer. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on grace. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on grace. Hear the joyful sound of our offering, as our saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that how God saves, how God saves. There is hope in your name. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. Gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on grace. Hear the joyful sound of our offering, as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that how God saves, how God saves.
die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig, ja juig, laat ons bly wees daarom. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Daarom sal ons juig en sing. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, ja juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Daarom sal ons juig en sing. Daarom sal ons juig en sing. Here, dit is so lekker om te kom vanmôre, al is dit so warm. Maar om te kan sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. En daarom kan ons juig en sing. Want U het hierdie dag vir ons geskenk. Ons weet, Here, al twyfel ons as mens. Ons weet, Here, U gaan reën stuur. Op U tyd. En U tyd is nie ons tyd. En dan raak ons gefrustreerd en dan raak ons bekommerd en benoud. U sal vir ons die uitweg gee wanneer dit U tyd is. Dankie Here vir almal wat vanmôre hier is, van al verskillende gemeentes op die dorp. Dankie dat ons nie apart is nie. Ons mag dalk kom van 'n ander gemeente, maar ons is tog almal saam U kinders. En ons kom vanmôre hier om te luister na Dominee, dit wat U op sy hart geplaas het. Dit wat U vir hom gegee het om vir ons te bring. Here, maak ons ore oop, maak ons harte oop. Dat ons vanmôre se boodskap kan huis toe dra, maar ook kan uitdra gedurende hierdie week. Ons loof en ons prys U vir die wonderlike God wat U is. Seën vir ons vanmôre om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 143 vanoggend. So julle kan so lank daar oopmaak. Nou verlede Sondag, die wat daar was, sal onthou dat Dominee Toby beklemtoon het dat as ons fokus in die lewe op God is, as ons fokus is op wie God is, op hoe God is, op sy koninkryk, op sy wil, op sy beloftes, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor wat ook al in hierdie nuwe jaar op ons wag nie. Want sien, as ons beywer vir die wil en vir die koninkryk van God, as dit regtig die mikpunt van ons lewe is, as dit is waarna toe ons leef, waarvoor ons uiteindelik leef, dan hoef ons nie bekommerd te wees nie, omdat ons weet, ons het 'n God en 'n Vader wat goeie bedoelinge met ons het. Ons het 'n God en Vader wat ons weet, sy wil is die allerbeste vir elkeen van ons, altyd, onder alle omstandighede, want sy wil is volmaak. En ons weet, ons het 'n God en Vader wat vir ons sorg en wat vir ons voorsien, meer as wat hy dit nog doen vir die mossies en vir die veldlelies. En ons weet hoe hy daarvoor sorg
Al doen hulle niks. Al doen hulle niks om dit te verdien nie. Bloot omdat hy hulle geskep het en omdat hy vir hulle sorg. En daarom kan ek en jy weet, en daarom kan ek en jy ook glo, en ons kan daaraan vashou en ons kan tot rus kom in die wete. Oral waar die wil van God geskied, het sy in jou en my lewe of in die dinge rondom ons, daar is ek en jy, en daar is God se koninkryk die oorwinnaar. Daarom is dit dwaas as ons nie op God en sy koninkryk en sy wil gerig leef nie. Want ons weet, dis die allerbeste, dis die pad van oorwinning, dis die gelykpad wat jy nou sal hoor waarvan Dawid ook hier in hierdie Psalm dan ook praat. Nou uit Psalm 143 wat ons gaan saam lees, is dit baie duidelik dat Dawid iets hiervan verstaan het. Wat dit beteken om jou te beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En hoe leef 'n mens, hoe bid jy as jy jou beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God? En dis waaroor hierdie Psalm dan met ons praat. Dawid was iemand wat hom beywer het vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Kom ons lees dan nou hierdie Psalm en ons let daarop, hoe leef en bid iemand wat hom daarvoor beywer. Dawid sê, hoor my gebed, Here. Luister tog na my smeking. U is getrou en regverdig. Dis die grond waarop hy pleit en smeek, Here, antwoord my, luister na my, help my, want U is getrou en regverdig. U is God. Antwoord my tog. Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor U onskuldig nie. Dawid kom nie na die Here en hy sê, Here, U moet my help, U moet my antwoord, want ek is onskuldig en my lewe is so rein en so goed en so beter as baie ander, daarom moet U vir my help nie en vir my antwoord nie. Dis nie die grond waarop hy vra dat die Here hom sal antwoord en hom sal help nie. En dan vanaf vers 3 skets hy vir ons wat sy nood is, wat sy omstandighede is, wat sy krisis is. Hy sê, 'n vyand vervolg my. Hy trap my in die grond. Hy hou my gevange in die donker. Ek is soos iemand wat lankal dood is. Ek het moed verloor. Ek is verslae. Dawid is op 'n laagtepunt in sy lewe. Hy kry die wind van voor, dit gaan sleg met hom. Al is Dawid 'n kind van God, wat soek na die wil van God, wat hom beywer vir die koninkryk van God. Hy sê, ek is op moed verloor se vlakte, maar, vanaf vers 5, ek dink aan die verre verlede. Ek pyns oor alles wat U gedoen het, en oor die werk van U hande dink ek na. Hy dink na oor wie God is, wat God gedoen het by die skepping jare gelede in die verlede, maar ook in hulle volk se geskiedenis. En dit laat my hande uitstrek in gebed na U toe. Omdat ek dit in die verlede raak sien, wie U is en wat U doen en wat U kan doen. Daarom strek ek my hande in gebed na U toe uit. Ek is voor U soos 'n uitgedorde land. Met ander woorde, hy sê vir die Here, Here, ek is soos 'n kaal stuk grond waar niks groei nie, dis net vol krake en bars as gevolg van die droogte. Ek is uitgedor, ek het niks om voor U mee te kom nie. Ek het nie iets om aan te bied en te sê, omdat ek so is, omdat ek dit doen, omdat ek dit het, moet U my antwoord nie. Ek het niks. Antwoord my tog gou, Here. Ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos die wat sterwe nie.
Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gefestig. Red my van my vyande, Here, want by u skuil ek. Leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op 'n gelyk pad lei. 'n Gelyk pad, dis nie 'n pad sonder probleme, sonder swaar kry, waar alles net voorspoedig en jy nie wind van voor kry nie. Nee, hierdie gelykpad is die pad wat God se goedkeuring wegdra. Dis die pad op God se wil, volgens God se wil, want dit weet Dawid is die gelykpad. Dan is jy wenner as God se wil geskied. Terwille van u naam, Here, laat my lewe. U is regverdig, red my uit my nood. Vernietig in u trou my vyande. Laat al my teestanders omkom, want ek is u dienaar. Ons lees met mekaar net tot hiertoe vanoggend saam ook. En as ons na hierdie Psalm kyk, dan sien ons in sy moeilike omstandighede, in sy krisis wat hy ervaar het, daar's verskillende verklaringe daarvoor, maar die mees algemene is dat hy op daardie stadium gevlug het vir sy seun Absalom wat hom wou doodmaak, en dat dit die omstandighede was, dat dit die vyand is waarna hy hier verwys, en hy beskryf dit daar in vers 3 tot 6 vir ons wat sy omstandighede is. Maar in hierdie moeilike omstandighede van hom, het Dawid nie op homself gefokus nie. Dawid het nie gefokus op wie hy is nie. Hy het nie gefokus op sy onskuld en op wat hy doen, of wat hy gedoen het, of wat hy kan doen nie. Hy het nie gefokus op wat hy voor die Here verdien nie, want hy het geweet, niks nie. Hy het gefokus op die Here, en wie die Here is, en wat die Here doen, en wat die Here gedoen het, en wat die Here kan doen, en wat die Here beloof om te doen. Hy het gefokus op die Here se koninkryk en op die Here se wil. En ons sien dat sy fokus op die wil en die koninkryk van die Here en die koninkryk van die Here was in die woorde wat hy gebruik in hierdie Psalm. Hy sê, ek is u dienaar. Ek stel my vertroue in u. My hoop is op u gefestig. By u skuil ek. U is my God. Leer my om u wil te doen, ter wille van u naam, want u is getrou en regverdig. So, sy fokus is op wie God is. Dit gaan oor God, ter wille van sy naam wat hy pleit. Hy pleit dat hy by hierdie God wil skuil. En jy sien, om so koninkryksgerig, om so Godgerig te kan leef, as jy in moeilike omstandighede is, wanneer jy krisisse beleef, wanneer dit swaar met jou gaan, wanneer jy met smart in jou hart sit, en waar jy twyfel vra in jou hart mee sit, is nie so eenvoudig en so maklik nie. En Dawid weet dit. Daarom vra Dawid 6 dinge van die Here in hierdie Psalm. Wat hy nodig het om Godgerig te kan lewe, wat hy nodig het om koninkryksgerig te kan lewe, vra hy vir die Here in daai situasie wat hy is. Die Here moet 6 dinge aan hom gee. En die eerste ding wat hy vra is, hy sê, antwoord my Here, antwoord my, moenie u gesig van my wegdraai nie. Dawid weet, ek verdien nie dat die Here na my luister nie. Ek verdien nie dat die Here my antwoord nie, dat die Here vir my uitkoms gee, dat die Here vir my help nie. Ek is skuldig. Hy pleit nie op grond van wie Dawid is en wat Dawid doen,
en of dat Dawid onskuldig is nie. Hy weet, hy verdien niks nie. Hy pleit daar in vers 2 en hy sê, Here, moenie vir my gee wat ek verdien nie. Asseblief nie. Moenie 'n regsaak teen my begin nie, Here, want ek gaan verloor. Ek is skuldig, jy hoef dit nie eers te doen nie. Jy hoef nie 'n regsaak te open en te kyk, is Dawid skuldig of onskuldig nie. Ek is skuldig, Here. Ek het niks om voor U te kom nie. Ek smeek ter wille van U naam, omdat U regverdig en getrou is, op grond van wie U is, nie op grond van wie ek is of wat ek verdien nie. Ek het niks. Ek gaan verloor. Hy sê daar in vers 2, niemand wat leef is voor U onskuldig nie, ook nie ek, Here, sê Dawid vir die Here. Hy pleit dus op grond van wie en hoe God is, omdat God getrou en regverdig is. Daarom pleit hy en daarom verwag hy 'n antwoord van die Here, omdat hy is wie hy is. U sien, luister hoe erken hy sy afhanklikheid van die Here, as hy daar in hierdie Psalm sê, antwoord my, help my, laat my, wys my, red my, leer my, lei my. Ek is afhanklik van U, Here, om hierdie pad te loop wat U van my vra en verwag, van U kinders vra en verwag, om ons te beywer vir U koninkryk en U wil. Ek stel my vertroue in U, my hoop is op U gefestig om my te help en my te antwoord. Want U, wat is soos wat U is, sê Dawid, U is my God. En dis hoekom ek na U toe kom met hierdie verwagting dat U my gaan antwoord. Want U is my God en my God is so. Daarom, Dawid glo die Here gaan hom hoor. Die Here gaan nie van hom wegkyk nie. Al weet hy verdien dit eintlik nie. Hy pleit op grond van wie God is. Ek en jy kan na God toe gaan. En ons kan verwag om 'n antwoord te kry, om gehelp te word. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons so goeie God het, wat homself so aan ons openbaar het. Tweedens vra Dawid hier van die Here, hy sê, laat my elke môre U liefde ondervind. Laat my U liefde ondervind. Laat my elke môre, Here, bewus wees van U liefde vir my. Laat my elke môre dit raak sien, dit weet, dit glo, dit vasknoop in my lewe dat U my liefhet. Vul my elke dag met U liefde. En hoekom bid Dawid? Hoekom vra hy dit van die Here? Want Dawid weet, as ons God en sy liefde leer ken, en as ons God en sy liefde as 'n werklikheid ervaar, dan word jy 'n ander mens. Dan verander dit jou lewe. Dan wil jy anders leef en dan kan jy anders leef, want hierdie liefde wat die Heilige Gees in ons harte uitstort, dwing my, dit dring my, dit dryf my, dit motiveer my om die liefde te leef, om tot eer van hierdie God te leef, om sy wil en sy koninkryk in my lewe eerste te stel. Daarom vra hy dit van die Here. Laat my elke dag bewus wees van U groot liefde vir my. Dan sal ons die liefde wil leef en kan leef, ook in ons nood, in ons tye van swaar kry, selfs teenoor ons vyande, sal ons dit kan leef, as ons elke dag in die bewustheid leef van God se liefde vir ons. Die derde ding wat Dawid van die Here vra om hierdie pad te kan loop is, wys my die pad wat ek moet loop. Wys my hierdie pad. Jy sien, Dawid weet die pad wat vir ons voorlê, elke dag, elke nuwe week, elke nuwe jaar is onbekend. Dawid weet, elke dag moet ons besluite neem. Ook wanneer ons swaar kry, ook wanneer dit moeilik met ons gaan, elke dag staan ons voor keuses en besluite. En elke dag moet ek besluit, watter pad gaan ek vandag loop? Wat gaan ek doen? God se pad, my pad. God se wil, my wil. Gaan ek in hierdie omstandighede soek na tydelike voorspoed en geluk, wêreldse geluk
wêreldse vrede, of gaan ek soek na ewige geluk en vrede wat net God kan bied in my omstandighede? Gaan ek werklik my beywer vir sy koninkryk en wil in hierdie oomblik, in hierdie dag? En Dawid weet, dis nie so maklik nie. Want ons word so maklik mislei. Want ons kyk met aardse oë na dinge. Ons kyk met aardse oë na ons omstandighede, na situasies. En ons kan so maklik na die verkeerde dinge kyk. Ons kan so maklik verkeerd dink, ons kan so maklik verkeerd kies, verkeerde doelwitte najag, uiteindelik by verkeerde bestemmings en adresse uitkom waar ons as kinders van die Here nie hoort nie. Dawid weet dit, en daarom bid hy, Here, wys my wat die beste en die regte pad vir my is, in hierdie jaar ook. Here, wys my waar ek moet uitkom, waar U wil hê ek moet uitkom. Wys my die pad waar U my nodig het. Wys my die pad waar U my wil gebruik. Want as ek op daardie pad is, dan beywer ek my vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En Here, gee dan vir my die genade en die krag om U pad te kan onderskei en U pad te kies. Want dis die regte pad. Dis die gelykpad waarvan hy hier praat. Dis die pad wat God se goedkeuring wegdra. Dis die pad na die ware geluk. En dan bid hy vierdens en hy vra, red my van my vyande. Jy sien, Dawid weet, daar is soveel vyande rondom ons, maar daar is ook soveel vyande binne in onsself. En hierdie vyande se oogmerk is om ons weg te hou van God se pad, om ons weg te hou van God se wil met ons lewe. En daarom weet hy, ons moet elke dag die stryd teen hierdie vyande trotseer, ons moet hierdie vyande trotseer, ons moet hierdie stryd aanknoop teen hulle. Hulle wil ons liefdeloos teen God se wil laat optree. En dit gebeur so maklik, veral as ons swaar kry as gevolg van die vyande, dat ons teen God se wil leef, teen God se wil kies, en doen wat hy nie wil hê nie. Daarom bid hy, red my van hierdie vyande, terwille van U naam, terwille van U koninkryk, terwille van U wil. Maar wat ek by wil sê, wat baie belangrik is hierdie vyande benadeel God se koninkryk en God se wil. En daarom, wanneer ons opgeroep word om die liefde van Jesus te leef, beteken dit nie dat ek hand om die lyf loop met die vyand nie. Dit beteken nie dat ek die vyand toelaat om te doen wat hy wil doen en op my te trap soos wat hy wil trap nie. Want uiteindelik staan ek vir die koninkryk van God en vir die wil van God wat eerste kom. My liefde vir God, wat dit van my vra. En as ek werklik sy wil en sy koninkryk soek, dan gaan ek in opstand kom teen alles wat teen sy wil en sy koninkryk is. Teen enige iemand wat die wil en die koninkryk van God skade aanrig, sal ek in opstand kom en sal ek teen hulle bid. Ja, die Bybel roep ons op om vir die vyand te bid, maar ook om teen hulle te bid, soos Dawid hier doen. Gaan lees daar die laaste vers, vernietig in die trou my vyande, laat al my teestanders omkom. Want Here, hulle verhinder U wil en U koninkryk, dat dit bevorder word. Gaan kyk maar die Ou Testament, my broer en suster, hoe die Here die volk opgeroep het om teenoor die vyand op te tree. Hoe hy dikwels hulle opgeroep het om almal uit te wis. Dis die evangelie, dis die woord. Hierdie God het nie verander nie. Partykeer wil ons te verdraagsaam teenoor die vyand wees en ons dink ons leef die liefde. As ons dit doen. Eintlik is ons medewerkers dat die koninkryk van God en die wil van God skade ly.
Maar Dawid vra vyftens, leer my om u wil te doen. Dawid weet, 'n mens weet nie altyd presies wat om te doen en wat is die Here se wil, wat is die Here se plan, wat moet ek besluit nie, watter keuse moet ek maak nie. Wat is die regte en die beste besluit wat ek moet neem, pad wat ek moet kies nie. Want dit wat vir die wêreld goed en reg lyk, dit wat op papier lyk na die beste besluit om te neem, is nie noodwendig wat inpas by God se wil en plan met my lewe nie. Dis nie noodwendig altyd in my eie belang nie. En daarom is dit so moeilik, want ons kyk met ons menslike oë na dit wat op papier is, en ons neem ons besluite daarvolgens. En Dawid weet, dis moeilik, en daarom bid hy en vra hy die Here se hulp om dit te doen. Hy weet ook, is een ding om die Here se wil te ken, maar is 'n gans ander ding om die wil van die Here te doen. Daarom lees ons nie hier dat hy vra, Here, leer my om die wil te ken nie. Hy sê, leer my om die wil te doen. Want hy weet, die wil van die Here plaas ons op die wenpad, plaas ons op die gelykpad, maak ons oorwinnaars. En daarom bid hy, Here, leer my om u wil 100% te vertrou in my lewe. Om my oor te gee aan u wil. Leer my om te weet en te glo dat u wil altyd die allerbeste vir my sal wees. Leer my om dit dan ook te doen. En dan laastens, dan bid hy en hy sê, laat u goeie gees my lei. Vul my met die Gees. Laat die Gees die beheer oorneem, Here, want dan sal ek nie anders kan en anders wil as om die pad te loop wat U wys nie. Dan sal ek nie anders kan as om ook die liefde te leef nie. Te kies dit wat volgens U wil is nie en myself op die gelykpad bevind nie. Ek wil afsluit, kom ons bid vir jaar saam met Dawid. Antwoord my, Here. Help my. Ek het U nodig, wat dit ook al is. Ek pleit nie dit, Here, nie omdat ek so goed is of omdat ek onskuldig is of omdat ek dit verdien nie. Maar ek kom na U toe op grond van wie U is. Op grond van hoe U is. Op grond van wat U beloof. Op grond van die feit dat U my God is. En omdat U is soos wat U is. Soos U Uself openbaar. Ek is U kind, Here, sê Dawid. Ek is U dienaar. U is my God. Daarom is my hoop op U. Daarom dat ek my vertroue in U plaas. En ek wil my beywer vir U wil en U koninkryk. Ja, doen dit, Here, op grond van wie U is en hoe U is, ter wille van U naam. Help my. Laat my elke dag U liefde ondervind. Here, wys my die pad wat ek moet loop. Red my van my vyande en leer my om U wil te doen en lei my deur U Gees. Want Here, dan alleen sal ek in hierdie jaar U pad kan stap. Sal ek my kan beywer vir U koninkryk en U wil. Sal ek myself op die gelykpad bevind. Die pad wat U goedkeuring wegdra. Die pad wat eer aan U naam sal bring. En die pad waar U koninkryk en ek sal wen. Amen. Kom ons word stil in gebed voor die Here. Onse hemelse Vader, saam met Dawid wil ons bid en dink ons ook nou aan die woorde van lied 442. Gees van God wat in ons woon, kom en heilig ons, troos ons,
sterk ons, leer ons, lei ons. Ja, Gees van God, wat lewend maak, vul ons meer en meer en vorm ons tot U eer in hierdie jaar. Amen. Ons gaan nou hierdie lied 471 ook as slotlied saam sing. Soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Mag die rus en vrede wat net God kan bied, jou seën in hierdie jaar wees. En mag jy 'n seën vir ander wees deur die rus en vrede waarmee jy geseën word. Amen. Gebede
vanmôre daar is hoop, vanmôre omdat hy leef. Daar is hoop, vanmôre daar is hoop, vanmôre daar is hoop, vanmôre omdat hy leef. Ek sien kans, vanmôre ek sien kans, vanmôre ek sien kans, vanmôre omdat hy leef. Ek sien kans, vanmôre ek sien kans, vanmôre ek sien kans, vanmôre omdat hy leef, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre, omdat hy leef, verdwyn my vrees, omdat ek leef, ja ek weet, hy hou die toekoms, die lewe is die moeite werd, omdat hy leef, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre, omdat hy leef, verdwyn my vrees, omdat ek weet, ja